vir my, dis die slogan op my hart vandag. So julle mag dit dalk 'n paar keer hoor. Ek is regtig bewus daarvan. Okay, julle, so vandag gaan ons aan met die woord, ons is besig met 'n reeks, soos wat julle weet, en ek wil gaan dit elke Sondag recap ek dit maar gou. Soos julle weet, is ons deur hierdie jaar besig om Psalm 132 huis toe te dryf. Hier is wat ons ervaar het, die Here sê, Dawid vind homself op 'n plek waar hy in leksheid lewe en gemak is op sy voorstoep. Hy kan eintlik maar gaan chill, hy hoef nie nou aan te hou hard werk nie, maar hy het hierdie een begeerte wat hy bekend maak. Hy besef, hy het 'n huis om na toe te gaan, maar die teenwoordigheid van die Here, daar's nie 'n woonplek, daar's nie 'n plek geskep waar hy bekend gemaak word nie. In daai tyd, Ou Testament, was dit nou relevant in die sin van, of anders in die sin van, daar was 'n gebou gewees waar die tabernakel gehuisves was. Vandag is die realiteit dat die teenwoordigheid van die Here is in ons, en ons maak hom bekend buite toe. Hierdie is waartoe ons hardloop. Here, ons wil nie gaan slaap, ons wil nie gaan lê, ons wil nie gemaklik word totdat U nie 'n woonplek het nie. Hierdie is my, as die voorreg wat ek het om leraar van hierdie gemeente te wees, is my passie, dat elke liewe een van ons in hierdie huis gemerk sal wees. Soos wat die naam Presence Church staan, dat jy 'n persoon, 'n identity van teenwoordigheid van die Here sal wees. Dat dit nie net 'n eksterne ding is nie, maar iets is wat uit jou uitvloei van binnekant af. So toe ons gebid het oor die jaartema, het ons gevoel, ons het in ons gees gesien, ek wil nou net sê, dit is bietjie weird hierso. Het ons gesien, het ons 'n bloudruk gesien van 'n huisprojek wat gebou word, en ons het gesien hoe hy gebou word, en dit is wat ek ervaar het die Here ons innooi, is om kwartaal 1 te fokus op fondasie. Ons het vir 3 maande lank lekker hard gewerk aan fondasie. Nou is ons in die volgende fase wat ons ervaar, en dit is kwartaal 2, om te bou. Ek het hierdie al reeds gesê, maar gaan dit oor en oor, maar net kommunikeer dat julle onthou, sodat wanneer iemand julle vra dat julle onthou. So, maand 1 van kwartaal 2, so dis hierdie maand, was die tema, bou jouself. En van dat ons begin het tot nou, is hierdie die realiteit van die boodskap, dit lê in jou hande. Ons fondasie is Jesus, die werk wat hy gedoen het is die voltooide werk, niks hoef bygevoeg word op dit nie. Ons kan niks ekstra doen om in die hemele te wees nie. Terselfdertyd sien ons dat wanneer ons kom by die bougedeelte, ek en jy 'n verantwoordelikheid het as gelowige. Hier is nou daai hele cheeky Christian of pastor ding van hy sê vir die gemeente en hulle hande is afgesny, hulle kan niks eintlik doen nie. Jy's nie geroep na die lazy boy toe nie, opstaan en ietsie doen. Okay, so is julle met my, die realiteit is, ons het 'n verantwoordelikheid om op die tafel te sit, en dit is nie om die Here se aandag te trek nie. Dit is vanaf die voltooide werk van Jesus. So bou jouself, vandag is die laaste sessie van bou jouself, en die volgende maand, dis nou April, Mei, wat nou Mei is, bou ons huwelik. So julle sal sien, wanneer ons nou aankondigings doen, daar's 'n hele paar goedjies, is nogal 'n besige maand by die kerk, so gaan bid en hoor by die Here, waar moet jy betrokke wees? Ons het regtig 'n passie dat huwelike sal mooi wees. 'n Passie dat huwelike herstel sal wees, en dat ons huis die beginpunt en die vertrekpunt sal wees van ons huwelike hou. Ons het 'n passie daarvoor. So die maand van bou jou huwelik, en ek weet daar's nou baie hier wat nie getroud is nie. Kom, dit fokus nie net op huwelik nie, dit bou fokus op verhouding, en ek glo almal van julle droom om te trou. Eendag, né, Carly? Daar's sy. So bou jou huwelik, julle gaan sien, daar's 'n lekker paar goedjies waaroor ek opgewonde is, en dan die maand daarna, bou jou kinders. So ons gaan intens fokus op die praktiese boustene. Die realiteit is, daar so baie wat ons kan sê, maar ons het net 12 weke om het huis toe te dryf, waarvan die 4de week nou al reeds verby is. So ons probeer fondasie lê, en dan is my uitnodiging aan jou, gaan bestudeer dit. Gaan delf dieper. Inligting is op ons vingerpunte. Ons hoef net ietsie in te tik by ChatGPT, en hy kan vir jou lekker diep vat, en jy kan lekker gaan soek en inligting kry. Buiten dit, ons het die woord. So, is julle reg? Okay, ons gaan vandag inspring. Vandag is weer, soos ek gesê het, bou, en hierdie is die tema, genade dra jou, maar keuses vorm jou. Dit kan dalk nou klink of ek en Alwyn vashak, want ek het die eerste week bedien, toe het Alwyn bedien, en toe het ek nou vandag weer bedien, en al 3 kom neer op pretty much dieselfde boodskap vanuit 'n totaal en al ander angle af.
Maar hierdie is die realiteit. Genade dra ons, maar keuses vorm jou. Ons verwag as gelowiges so baie dat ek het nou my hart vir die Here gegee, nou moet alles net uitwerk. Realiteit is, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Dankie, ek is baie dankbaar. Julle lees die woord. Die realiteit is, alles werk ten goeie mee. But we have a responsibility. So kan ek jou vra om die volgende net te sê vir jouself, so hardop, omdat die Vader my reeds aanvaar het. Nou sê dit vir die persoon langs jou, omdat die Vader jou reeds aanvaar het. Adeline, omdat die Vader jou reeds aanvaar het. Hierdie is ons wegspringplek. Want vandag se boodskap kan borderline wees, en either jy voel gediskwalifiseerd, of jy voel jy moet harder werk. Hierdie is ons fondasie vandag, omdat die Vader jou reeds aanvaar het. Kan ek vra dat jy dit sommer gou weer sê? Okay, is daar enigiemand wat wonder daaroor? Dis jou fondasie vandag. So vandag se uitkoms van hierdie boodskap is nie nou om die berg op jou skouer te sit en vir jou te sê, werk harder nie. Of die berg op jou skouer te sit en vir jou te sê, jy is useless, jy beteken niks nie. Omdat die Vader my reeds aanvaar het, kies ek om te bou. Okay, kom ons spring in die woord in. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 10. Julle kan ons volg op die YouVersion Bible app, as jy nie jou Bybel hierso het nie, maar ek wil jou regtig nooi, bring jou Bybel saam, maak notas, en dan ook, maak notas in jou notaboek, en kom ons gaan delf dieper. Moenie net die bietjie stukkies wat ek vir julle nou gooi vat nie, gaan bestudeer dit, gaan ondersoek dit. Ons sê het altyd 'n sê ding, ek en my vrou, eat the meat and spit out the bones. Dalk my filter van hoe die boodskap oorkom, hou julle nie van nie, maar die waarheid bly staan. Okay, 1 Korintiërs 3 vers 10. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. En 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur die vuur geopenbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Alhoewel hy sal gered word. Maar soos een deur vuur een. Die van julle wat 2 weke terug hier was, herken dat ek hierdie skrifgie toe ook gedeel het. Hierdie is die realiteit. Die fondasie is Jesus. But we have to build upon that. So hierdie moet jy weet, omdat die Vader jou alreeds aanvaar het, bou jy nie vir redding nie, jy bou vanuit redding. Niks kan jou van die fondasie af wegvat nie, maar jy kan bou wat niks werd is. Kom ek sê dit weer, niks kan jou van die fondasie afvat nie, maar jy kan bou wat niks werd is nie. Dit klink bietjie hard. Jesus is volmaak, hy het die volle werk gedoen. Niks kan ons van daar wegvat nie. Romeine 8, niks kan ons uit die hande van Jesus, uit die liefde van Jesus vat nie. So jy het nie nodig om te werk om sy aandag te kry nie, jy het sy aandag. Maar jy kan iets bou wat niks werd is nie. Jy sien, wat die vuur kom openbaar is nie dat jy gestraf word nie, of dat jy verwerp is, dat jy nie goed genoeg is vir die Here nie. Dit bring duidelikheid. Dit bring 'n openbaring van waarvoor jy lewe, waarvoor jy mik. Die vuur gaan nie besluit of jy sy kind is nie, dit gaan wys wat in jou lewe regtig waarde het. So die vorige keer, hier is net nog inleiding, ek gaan nou na 'n nuwe ritme toe hardloop. Hier is inleiding tot die vorige boodskap wat ek bedien het. Either ons bou met bakstene of ons bou met polistireen. Die konklusie was, niemand van ons wil in 'n polistireen huis bou nie, veral nie na hierdie laaste week se koue nie.
en tweedens, nou die aand se reën, Sondag aand se reën, nou go, niemand wil in daai huis bly nie. Ons wil iets bly waar daar substance is. Ek en jy is in ons hande, wat gaan ons bou? Gaan ons 'n lewe bou, wat gewig kan dra, wat sy glorie kan dra, wat sy glorie bekend gaan maak, of gaan ons 'n lewe bou, wat uit mekaar uitval? Dis in ons hande. So, kom ek spring oor in my nuwe boodskap in. Ek wil 'n illustrasie gebruik, en ek gaan nou hierdie sterk jong man hier voor my gebruik, hy gaan nou amper kom. Maar kom ek deel net gou hierdie, wag net nog so 'n oomblik, dankie Shane. Ek gaan 'n illustrasie gebruik van uit die Navy SEALs gebruik het, en dan as jy 'n movie kyker is, het ek gehoor, ek het hom nou nog nie gekyk nie, ek stoei met die movies, ek raak te vinnig aan die slaap. Maar daar's 'n movie wat hierdie uitbeeld, G.I. Jane. Ek het nou nog nie die movie gekyk nie, ek het nie eens geweet daar bestaan so 'n movie nie, maar ek het al gehoor van G.I. Joe. Is dit waar? Is daar so 'n movie? Okay, prys die Here. Okay, so ek wil hierdie illustrasie gebruik. So wat gebeur by die Navy SEALs? Pas hulle hierdie toe, en vanuit dit is die film dan nou geskied. In die Navy SEALs is daar sommiges wat geïdentifiseer word. Okay, ons wil hê jy moet opkom na die elites toe. Jy moet elite training toe kom. Ons sien ietsie in jou en ons wil dit ontgin. Okay, great, kom oefen saam met ons. Nou begin jy saam met ons oefen. In die eerste sessie wat jy daar instap, sê hulle die volgende vir jou. Hierso is 'n klok. Okay, Shane, nou kan jy opstaan. Rede dat ek jou 'n oomblik gegee het, is daar dingetjie is 'n gewig, ja. Okay, nou kom jy in die gym uit of nie? Vandag is die gym. Okay. So hierso is 'n klok. Jy kan hom nou sak amper. Hy's nog 'n bietjie swaar daai ene. Dankie Stefan dat ons jou klok kan leen. So wat nou gebeur met hierdie illustrasie is, jy's nou elite training, jy's fancy. Ons gaan nie vir jou sê wanneer jy nie goed genoeg is nie. Ons sal jou genoeg training gee. Jy kan hom maar sak. Ek dink hy word swaar. Hierdie ou gaan nou so begin rattle. Ons gaan jou genoeg training gee. Ons gaan vir jou die geleentheid skep. Ons gaan alles vir jou moontlik maak. Ons het jou klaar geïdentifiseer. Hierdie is jou vermoë wat ons sien, jou kapasiteit waartoe ons droom jy op pad is. Okay, maar hierso in die middel van die vertrek. So imagine nou Shane staan daar by die maatskaplike boks. Gaan staan maar vir ons by die maatskaplike boks. Kom ons maak dit nou maar 'n realiteit, 'n praktiese prentjie. In die middel van die vertrek hang hierdie klok. Almal kan hom sien. So die oomblik wanneer hierdie training nou, elite training vir jou heeltemal te rof raak, kan jy opstaan uit enige oefening uit, en jy kan na die klok toe stap en jy kan hom lei. Dis te veel. Lei hom gou vir ons bietjie asseblief. Kan jy hom lei? Jy kies om soontoe te loop. Ons gaan nie vir jou sê jy's nie goed genoeg nie. Jy kan soontoe gaan, en die oomblik wanneer jy hom lei, is hierdie die boodskap wat jy oordra. Hierdie elite training is vir my te veel. Ek wil net teruggaan na die Navy SEALs toe. Hulle diskwalifiseer jou nie uit die weermag uit nie. Hulle sê nie vir jou, okay, ons het nou ware klere gesien, gaan werk jy maar op die straat nie. Jy kan maar sit daar so langs Hendrik asseblief. Hierso agter sit Hendrik. Hendrik tap hom net op die skouer. Jy kan net vir 'n oomblik daarso sit. Hulle sê nie vir jou gaan uit die weermag uit, jy's niks werd nie. Hulle sê okay, great, gaan na die laer vlak toe. Dis okay. Dis wat jy gekies het. Ons wil werk met die wat wil werk. Hierso is die praktiese van hierdie prentjie vandag. Die stelsel is nie ontwerp om jou te hou nie, dis ontwerp om jou te wys wie gaan bly. Ek en jy, of ons nou vandag iets doen of nie, of ons vandag die evangelie bekend maak daar buite of nie, gaan nie jou redding bepaal nie. Ek het geen reg om vir jou te sê jy gaan nie hemel toe nie. Maar hier is die realiteit. Wanneer ons vandag hier uitgaan en sê, Here, ek wil nie lyk soos wat jy lyk nie. Ek is in jou family, dankie tog, ek is net binne, maar ek is nie vandag lus vir hierdie Jesus ding nie. Nie hierdie Jesus ding op my. Dan stap ons op, lei die klok, niemand judge jou nie. Dan mag dalk in die groepe, ek het meer van jou verwag. Lei die klok, is reg, gaan na die oppervlakkige lewe toe. Gaan daar waar dit nie elite training is nie. Die stelsel is geontwerp in die geval nou. Nie om jou daar te hou, asseblief probeer weer nie. Die stelsel is, okay, wie gaan bly? Gaan jy oploop na die klok toe en hom lei, of gaan jy nog 'n bietjie vasbyt? Gaan jy nog bietjie deurdruk? Filippense 3 vers 14 sê die volgende: maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is en ek strek my uit na wat voor my is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.
Ek wil vandag dalk vir sommiges 'n sensitiewe punt aanhaal. Ek gaan nie te veel preek daaroor nie, maar ek wil 'n mening op die tafel sit. Hierdie is my belief. Dis wat ek op die tafel wil sit. Die woord sê die volgende. Paulus skryf, ek bou soos 'n bekwame bouer, sodat ek die loon kan ontvang, opgesom. Paulus skryf, wanneer ek die wedloop hardloop ek om te wen, sodat ek die kroon kan ontvang. Paulus skryf hierso, ek vergeet van die dinge agter my, ek strek my uit na wat voor is, sodat ek die loon kan ontvang. Ons kyk na die skrif wat sê, alles gaan getoets word deur vuur, of jy met goud gebou het, of met hooi gebou is, dit gaan nie jou redding steel nie, maar aan die ander kant gaan ons kan sien, hierdie ou is deur die rook, of hierdie ou het met die goud aan die ander kant uitgekom. So in die hemele, Jesus is neutraal, regverdig, hy's nie, ek probeer nou dink aan ons spesifieke woord, hy trek nie een ou meer voor as die ander ou nie. Almal van ons is ewe, maar ek wil vir jou sê, in die lewe hierna, gaan daar, volgens my, as ek kyk na hierdie skrifte, posisies wees. Want hierdie ou het die verdrukking deurgegaan. Hy het deurgedruk, hy het sy lewe opgegee en hy was bereid om doodgemaak te word. Die woord sê, hy sal 'n kroon ontvang. Hy sal 'n loon ontvang. Hierdie ou het gehardloop met sy lewe en gesê, dit wat die Here vir my vrygekoop het, is soveel meer werd, ek gaan hardloop. En, by the way, nie oulike, ag kom maatjies, dis ek hardloop om te wen. Soos jy moet saam hardloop, en jy moet weet, dis nie 'n kompetisie, wie's beter nie, maar ek wil daai kroon hê. Ek lewe intentioneel. Ek bou soos 'n meester bouer, sodat ek die loon kan ontvang. Alles wat hy doen is hy soos, ek het jou so lief, ek wil hê jy moet saam met my kom, en jy moet weet, ek gaan stap met intensie. Ek gaan stap ek wil daar uitkom, ek wil die loon ontvang. God roep jou altyd hoor, maar hy gaan jou nie dwing om daar te kom nie. Hierdie is die onverduidelikbare deel, wil ek amper sê, van sy genade en sy liefde. Soos hierdie is wat moontlik is vir jou. Ek gaan jou nie dwing om daar te kom nie. Ek gaan nie vir jou sê, jy moet nou 5 uur opstaan om daar te kom nie. It's all in our hands. Maar die vraag bly staan, wat bou jy? Is julle nog met my? Voel julle saam met my? Ek wil die volgende stellings gou vir jou lees, soos ek voorberei, kom dit by my op. Ons val nie uit diepte uit nie, ons kies uit dit uit. Kom ek vat dit prakties na die illustrasie toe. Ons val nie per ongeluk uit die elite training uit nie. Op skool word ons geleer, okay, julle moet nou proewe hardloop, want ons wil die beste 3 kies. Of jy nou laaste kom of nie, jy val nie per ongeluk uit, want jy is nie goed genoeg nie. Jy kies uit. Ek staan op, en ek loop na die klok toe. Dan lei die klok, hier is te veel vir my, ek wil uit. En dis okay, jy kan. Sy liefde skep spasie vir dit. Terselfdertyd, sy liefde roep jou hoor. Sy liefde is soos kom, sy bereid om hierdie te bou. Elke keer wat jy gemak kies bo gehoorsaamheid, stap jy nader aan die klok. Elke keer wat jy kies, Here, nie hierdie keer nie, asseblief. Dis net te veel gevra. Sal jy vir my hierdie doen, Willem? Here, come on. Dis net te veel hierdie keer. Kan ek hierdie keer skiep? Baie keer sien ons dat hy ons nou pak slag gaan gee, want ons het nie geluister nie. Sy liefde maak amper nie sin nie. Maar, wat gaan aan die ander kant uitkom wanneer die vuur kom? Niemand van ons gaan daai vuur vry spring nie, by the way. Elke tree wat ons gee, moet ons met intensie gee. Wil jy nou 'n tree in lyn met gehoorsaamheid gee of nie? Dis jou keuse. Hy gaan jou nie forceer nie. Sy begeerte is, yes. As jy dit nie doen nie, gaan hy jou nie minder ag nie. En nou wil ons die Here die skuld gee. Hoekom sit ek op die straat? Dis nie die Here se skuld nie. Wat het ons gekies? En dis nou dalk baie blaatant. Hoor my asseblief, ek praat in baie liefde hierso. Maar baie keer gee ons die duiwel of die Here die skuld vir iets wat ons gedoen het. Die arme duiwel. Ene. Partykeer kry hy pak slaaf vir goed wat hy nie eens doen nie. Ons kies om hierdie te doen. Ons kies om ongesond te leef. Ek love Coke, so ek gaan met myself praat. Ons kies om heeldag Coke te drink,
En dan begin die liggaam nie meer lekker saamwerk nie, en dan, Here, jy moet nou maar kom gesond maak. Nee, stop dit om Coke te drink. Oefen bietjie, eet gesond. Okay, anyway, kom ek gaan aan. Die toets is nie God wat kyk of jy syne is nie, dis vorming tot jou kapasiteit wat gemak nooit sal vind nie. Die toets is nie God wat kyk of jy sy kind is nie. Julle, ons moet hierdie, ek hamer nou lankie op, want baie dink die toets is om God toets sy kinders, want hy wil nou kyk, is jy lief vir my of nie. Dis nie God wat kyk of jy syne is, gaan jy hom nou kies nie. Dis 'n vorming tot jou kapasiteit wat gemak nooit sal vind nie. Okay, julle kyk vir my vreemd aan, kom ek lees vir julle skrif. 2 Korintiërs 4 vers 17. Ek het dit ook laas keer aangehaal. Die tydelike verdrukking, want ons ligte verdrukking, tydelike verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige van heerlikheid. Jakobus 1 vers 2 tot 4. Broers, ag dit loutere vreugde wanneer julle allerhande versoekings in allerhande versoekings val. Ja, maar hoekom versoek die Here my? Hy's nou 'n slegte pa. Nee, dit vorm jou. Daar's iets wat uitkom. Hoor wat sê hy? Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot alle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. OK, is julle met my? Kom ons gaan oor na Matteus 24 toe. Ekskuus 25. Matteus 25 kom daar hierdie amazing gedeelte net na die 10 maagde, 5 wat verantwoordelik was en 5 wat onverantwoordelik was. Sien ons die gelykenis van die talente. Ek wil dit hê, ons moet dit saam lees. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een het hy 5 talente en aan die ander 2 en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegt gekom en met hulle afgereken. En dis maar eintlik nou dat ek daaraan dink, na 'n lang tyd. Ons baie keer, ek wil amper sê daar's baie geleenthede vir ons. Na 'n lang tyd. En die een wat 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander aan. Ander talente en sê, meneer, 5 het jy aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En die Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, in weinig was jy getrou en veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En die een van die 2 talente, wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het ek aan u toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Vers 24. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Kom ons stop gou daar. Het is my interessant dat hy die karakter van hierdie Heer bekend maak. Ek het geweet dat hy 'n man is wat vermenigvuldiging verwag. Ek het geweet dat hy 'n man is met hoë standaarde. Maar omdat ek bang was, het ek dit net so gelos. Kom ons kyk na 3 gedeeltes van hierdie skrif. Gedeelte 1, die karakter van die koning is bekend.
Hy vertrou al sy besittings. Tweedens, hy gee. Derdens, hy verwag. Vroeër het ek gesê, die vuur kom ontbloot, nie of jy syne is of nie, dit ontbloot jou. Hy maak die karakter van die koning bekend, maar hy het eintlik homself ontbloot daarso. Jy sal nooit verder bou, as wat jy God vertrou nie. Tweedens wat ons sien is, die reaksie van die mense. 2 van hulle vat risiko's, hulle bou en hulle vermeerder. 1 van hulle sien ons leef in vrees, hy begrawe en hy kies die veilige roete. Sien geloof bou, vrees bære. Vrees gaan steek dit weg. Niks doen het veilig gevoel, maar dit was eintlik net ongehoorsaamheid. Okay, so kom ek lees punt 3 voordat ek weer 'n bietjie chat daar. Wat vir ons duidelik is dat daar was nie 'n gunsteling nie, maar vertroue. Hy het aan elkeen gegee wat hulle vermoë is. Wat jy doen met wat God vir jou gegee het, wys nie jou vermoë nie, dit wys jou vertroue. Wys jou vertroue in hom. So wat is die doel van ewig bou? Ek besef, ek praat en ons het nou vir 3 weke super hard gepraat oor die keuse lê in jou hand. Jy, as ek nou kan praat soos ek met die jong mense sou praat, boys, jy moet nou kies om te bou. Die Here het alles vir jou gedoen, die fondasie is gelê, die fondasie is droog, ons moet nou net bou. Wat gaan ons bou? En ek besef, dit klink nou so far-fetched, vir sommige van julle is dit soos, okay, maar wat moet ek doen? Gee my 'n antwoord, wat moet ek doen? Ek kan vir jou net so 'n stukkie van die antwoord gee. Uit verhouding uit kom die reaksie. Ek kan nie vrees, ek wil nie vrees by jou aanwakker nie, want vrees maak dat ons dit begrawe. Maak dat dit wat die Here vir ons gee, ek weet hy's 'n heilige man. Ek wil eerder nie 'n tree verkeerd gee nie. Maar die 2 wat risiko's gevat het en gesê het, Here, ek gaan in geloof uitstap en ek gaan die bekend maak, het die vrug gepluk daarvan. So wat is die doel van die bou? Matteus 6 vers 19 tot 20 sien ons daai van moenie skatte op aarde bymekaar maak nie, maar in die hemele waar mot en roes dit nie kan verwoes nie. Jy sien, geld gaan verby. Status is tydelik. Erkenning verdwyn. Vra vir wyse Salomo. Salomo skryf 'n hele boek, Prediker, wat hy sê alles is vir niks. Ons doen alles, ons jaag alles, ons doen hierdie, alles is vir niks as ons dit nie doen saam met Jesus nie. As ons dit nie doen op die fondasie van Jesus nie. Ek hoor nou onlangs 'n stelling wat die rykste ou op aarde heidaglik, Elon Musk, gemaak het, $850 biljoen sterk, wat hy gesê het, die ou wat gesê het dat geld nie vrede en geluk kan koop nie, die waarheid gepraat. Hy het alles. Daai ou kan $1 miljoen 'n dag spandeer en hy gaan jare en jare en jare groot kan gaan. En hy's net soos, die ou wat gesê het, geld kan nie geluk koop nie, het die waarheid gepraat. Moenie geld en goed hier versamel nie, bou in die hemelse plekke. In die hemelse plekke is waar gehoorsaamheid, waar mense, waar karakter sin maak en saak maak. As dit net nou saak maak, gaan dit nie dan saak maak nie. So met ander woorde, geld, ons jaag alles net vir hierdie geld. Dit gaan nie saam hemel toe nie. Soos die ouetjie wat sy venter trailer met goud wou saamvat, maar hy moes hom maar buite park. Want daai ding gaan nie saam in die hemel in nie. Tweedens is jou lewe het ewige gewig. Dit wat ons bou, elke keuse wat ons nou maak, bou ons tot in ewigheid. As ons teruggaan na die gelykenis van, of daai gedeelte van die vuur toe, goud, silwer, jy gaan nie jou redding verloor nie, maar jy gaan aan die ander kant uitkom, soos 1/4. Jy gaan nie so lekker ryk aan die ander kant nie. So hoe lyk 'n geboude lewe? Prakties nou. Gemak kies wat maklik is, rentmeesterskap kies wat reg is. Hier is wat die Here nou van my verwag. So klomp goedjies, net eenvoudige goed wat ek neergeskryf het. Hoe bou ek nou in die regte rigting? Hoe bou ek nou sterk?
Eerstens, kom ons kyk na Romeine, waar Paulus die volgende sê, hy sê, moenie word soos die wêreld word nie, maar word getransformeer deur die vernuwing van jou gedagtes. Onthou julle daai ene? Dis twee goed wat gebeur, enige oomblik. Daar's nie 'n derde paadjie nie, dis nie 'n nuwe pad wat ons deur die woud kan gaan kap nie, daar's twee goed wat gebeur. Of jy word soos die wêreld, of jy word getransformeer deur die vernuwing van jou gedagtes. So elke liewe moment wat voor ons is daar twee goed. As ons net wil chill, gaan ons outomaties na word soos die wêreld. Maar as ons elke oomblik intentioneel intree, dan word ons getransformeer. So wat gebeur? Ons vernuwe ons gedagte. Het julle geweet, volgens neurowetenskap, so die sielkunde en die breinwetenskappe, en ek is nou glad nie gekwalifiseerd in dit nie. Maar hierso is die waarheid rondom dit. Om en by 10.000 vars nuwe werkertjies, is die beste beskrywing, word elke liewe oggend in jou brein vrygestel. Hulle is great. Julle het werk. Om en by 5.000 van hulle word dadelik gemobiliseer om die huidige breinpaadjies, die potholes waar aan die breinpaadjies is, te fix. 5.000 van hulle. 5.000 van hulle lê dis om en by, dis nou nie presies nie, maar kom ons doen dit nou so. Helfte van hulle lê dormant en wag vir jou om hulle te aktiveer. Helfte van die werkers lê daar onder die boom en is eintlik jou skuld dat hulle onder die boom lê. Want jy sê nie vir hulle, hierdie is nou die nuwe rigting wat ek wil hê ons ontbou nie. Hierdie is nou wat ons gaan doen nie. Die woord sê vir ons, sy genade is net elke môre. Alles is so kompleks, maar so eenvoudig aan mekaar ingeweef. Elke dag het ek en jy, elke moment het ek en jy die keuse. Wat gaan ons doen? Of ons word soos die wêreld? Julle gaan hier uitstap en die wat by familie gaan eet, jy gaan gekonfronteer word met of negatiewe, wel eintlik net met negatiewe en jy gaan moet kies. Wil ons die negatiewe vat of gaan ons met 'n ander gees hier opdaag? Is julle met my? Begin jou dag met die woord, nie jou foon nie. Tyd. Hoe bou ek? Hoe bou ek 'n lewe wat gewig dra? Moenie jou tyd mors nie. Jou tyd is duur gekoop. Vra die ouer mense. Ek het die kosbare oom wat nie nou meer in ons gemeente is nie. Ek en hy het lekker lank fiets gery. En daai oom slaap bitter min by choice, want hy's net so, sy lewe is amper verby. En daar's nou baie debate points in dit, want slaap is goed en is van die Here af. Maar waarom spandeer jy jou tyd? Is dit om net heeldag video's te scroll en dan as jy weer kyk 2 ure verby en eintlik het jy niks nou gedoen nie. Jy voel goed vir 'n tydelike oomblik, soos net nou. Okay, so tyd, rentmeesterskap, leef doelbewus. Sy skedule is, hierdie is wat ons gaan doen. Hierdie is waartoe ons gaan werk. Hierdie is die timeline van wat ek voel die Here my as gelowige voorroep. Gehoorsaamheid. As jy uitstel of wag vir 'n perfekte oomblik, wys Salomo weer eens, as jy gaan wag vir die perfekte seisoen, gaan jy nooit plant nie. As jy heeltyd gaan uitstel dit wat hy vir jou vra, gaan jy nooit dit doen nie. So, dit wat hy vir jou vra, doen dit eerder. Stel dit as hoogste prioriteit. Verhoudings. Is dit oppervlakkige verhoudings waar jy net toelaat? Kom ons kyk na Eli en sy seuns. Hy het woord ontvang dat sy seuns nogal redelik aanjaag. Hy het woord ontvang dat sy seuns die offer wat aan die Here moet gaan vir hulle self vat. Hy het woord ontvang dat sy seuns omgang het met die tempelwerkers. Wat het hy gedoen? Hy sê soos, my seuns, ek hoor hierdie goed van julle. Moenie dit doen nie asseblief. Wat hy nou weer uitgesny. Moenie dit doen nie asseblief. In plaas van, boys, julle gaan maak dat ons die merk gaan mis. Ons geslag gaan uit die bus uitval as julle so aanhou. En hier is die realiteit. Sy geslag was die laaste geslag wat aangestel was as tempelwerkers. Gaan ons net in ons vriendskappe toelaat dat hierdie ou van die pad af gaan, of gaan ons soos, ek weet wat die Here oor jou spreek. Ek weet waartoe die Here jou roep en ek is nie hier om jou te judge en jou te fix nie, maar ek wil vir jou sê, jy gaan die merk mis as jy so aanhou. Roep mekaar hoor. Partykeer kos dit jy moet 'n crucial conversation hê. Gesprek hê wat jou definitief 'n prys gaan kos, maar iemand se lewe gaan verander. Kom ons kyk na vergifnis. Partykeer loop ons onnodig met gewig op ons skouers.
Ja, iemand het jou seer gemaak, kan jy nou daarin iets verander? Glad nie. En daar's 'n hele, ek weet daar's 'n hele sielkunde wat gaan saam met vergifnis. Hier's die woord, hy het ons vergewe, so ons kan vergewe. Ons het die vermoë en ons het die keuse om te sê, ek gaan nie met hierdie loop nie. Jy weet dat daai gewig van onvergifnis, dis nie die enigste rede hoekom mense siek is nie, maar dis al bewys dat onvergifnis mense siek maak. Ja, Here, jy moet my nou net gesond maak. Ons glo in genesing. Ja, ons glo in genesing. Hy's die een wat ons gesond maak. Maar hou op dra wat jy nie moet dra nie. Hou op die goed doen wat jou siek maak, want andersins moet hy jou môre weer kom genees en die dag daarna weer kom genees. Ons het 'n deel om te doen in hierdie prentjie. Ons moet na onsself kyk. Waarom sê die woord, ek praat so lekker, want julle is so stil, en nou praat ek heeltemal te lank. Waarom sê die woord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hart? Is dit al wat hy sê? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Het klink of jy hom ken. So dis dan nou mos so eenvoudig. Ek moet net gaan waar ek voel. My gevoelens dryf my. Ek hoef nie my lewe in orde te kry nie. Ons hoef nie te besef dat hierdie is 'n tempel van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees hou ook van vet. So Here, jy moet nou maar vet eet. Soos julle dis nou baie arrogant. Maar ek wil huis toe dryf. We have a choice in this. Gaan jy jou redding verloor? Glad nie. Jy's veilig. Prys die Here. Jy kan maar rus, haal asem. Jy's veilig. Ek wil nie voor die Here staan eendag en hoor, you wicked servant. Wat sê hy, lazy and wicked? Wat sê dit in Afrikaans? Ek het hom nou gelees. Ek wil nie hoor lazy and wicked servant. Jy het eintlik soveel meer voor jou gehad. Hierdie kon jy gedoen het. Slegte en lui dienskneg. Wie van julle wil voor die Here so staan, moet maar eerder nie jou hand opsteek nie. Wie van ons wil voor die Here staan en hoor, well done, good and faithful servant. Ja, ek dink, ek kan net dink hoe moet my hart voel, hoe trots moet jy wees as die koning van konings vir jou sê, well done, jy het dit gedoen. Ek weet hoe my pa voel as hy dit vir my sê, of hoe ek voel as my pa dit vir my sê. So, kom ons bou dissipline, om iets te doen, byvoorbeeld gemakkies, wanneer ek lus is. Gedissiplineerd rentmeesterskap sê, ek gaan dissipline toepas, sodat ek 'n disipel kan wees. Julle weet die gronddefinisie van om 'n disipel te wees, gaan dan een maak disciples van alle nasies, is om gedissiplineerd te wees. So ongedissiplineerdheid is 'n uitbeeld van nie ons koning nie. Dis 'n uitbeeld van, ek gaan die klok gaan lei. Lei bietjie weer vir ons die klok asseblief. Net onsself herinner, die keuse is by ons. Daar sê. Ons sê, daai keuse om te stap na daai klok toe is niemand anders in behalwe jou nie. Ag, kom ek kyk om te eindig. Jy bou nie per ongeluk 'n sterk lewe nie, jy bou dit deur wat jy kies elke dag. Die ouens wat suksesvol in besigheid is en goddeloos is, maak hierdie stellings. Dit gebeur nie per ongeluk nie. Was iets waarna hulle getap het, wat hulle weet. Ons het 'n vantage point bo hulle, want ons het 'n koning wat ons reeds aanvaar het. Hulle doen dit vir aanvaarding. Dis hulle motivering. Ons is soos, ek's aanvaar. Probeer my nou stop. Hierdie is wat ek in stoor het. So hier is die boodskap vandag. Moenie harder werk sodat God jou kan aanvaar nie. Maar omdat die Vader jou reeds aanvaar het, kan ek gevra dat jy dit weer sê. Omdat die Vader my reeds aanvaar het. Kom ons probeer dit weer. Lekker ritme. Omdat die Vader my reeds aanvaar het, prys die Here, kan jy nou bou sonder vrees. Jy kan bou vanaf 'n platform. Jy verloor nie jou plek as kind nie, maar jy kan verloor wat jou lewe kon gewees het. So hier is die waarheid. Vandag op die tafel. Die klok staan daar. Elke oggend. Ek en jy is outomaties geselect om part van die deel te wees van die elite training.
Het julle al die movies gekyk waar hulle training doen? Soos hierdie G.I. Joes en G.I. Janes en daai tipe goed. Het julle gesien, hulle lê nogal baie onder die boom, hè? Hulle chill daar in die modderbad. Wat het die Here vir jou vanoggend gesê? Nee, daai ouens operuit. Hoekom verwag ons gaan gym toe gaan en gaan lê? As ons gym toe gaan, gaan ons met intensie. So ek wil vandag vir jou sê, môreoggend wanneer jy opstaan, kom ons vergeet van die duiwel. Die duiwel wil jou lewe kom steel en die duiwel is weer los. Ja, hy's nog al die jare los. Maar daar's vorming wat vir jou gebeur. Broers, ag dit loutere vreugde wanneer die beproewing kom. So kom ons verander net ons gedagtes. Hierso is die eerste vurk in die pad. Wat gaan ons kies? Word soos die wêreld of gaan ons kies word getransformeer deur die vernuwing van ons gedagtes? OK. Môreoggend gaan taaf wees. Môreoggend het jy nie al hierdie oulike mensies rondom jou nie, net die een wat langs jou sit. Sy asem gaan stink. Môreoggend. OK, ons gaan opstaan. Die wêreld is teen my. Hierdie wêreld wil vir my niks gee nie. Maar ek het 'n fondasie. Ek kan kies, gaan ek vandag klok toe loop en om sommer uit die bed uitklim en om dadelik lê, of gaan ek uitklim en ek gaan my beste gee vandag. Maar hier is die realiteit. As jy dit nie kan maak nie, is OK. Sy liefde vir jou is genoeg. Sy liefde is wat ons dryf. Sy liefde is alles wat ons nodig het. Maar kom ons bou iets wat waarde dra. Here, dankie dat ons die voorreg het om saam te kan kuier in die woord. Dankie dat ek die voorreg het om vandag 'n family te kan bedien met die deel van die skrif wat ons nie altyd wil hoor nie. Ons almal wil hoor dat ons lief is en dat ons aanvaar is. En ons wil dit aanhou hoor want ons sukkel om dit te glo. Maar ek bid dat daar vandag 'n skuif sal wees in hierdie kerk. Ons wil dit nie net meer hoor nie, ons glo dit. Elke liewe een na wie ek kyk vandag, Here, soos ek my oë op elkeen lê, wil ek vra dat hierdie ons nuwe platform sal wees, omdat die Vader my reeds aanvaar het. Kan ek bou? Kan ek 'n lewe bou wat hom eer? Laat jou lig so skyn vir die mense, nie dat hulle sy werke kan sien nie, dat hulle jou werk kan sien en God kan verheerlik. Here, ek wil vra dat U elkeen sal lei. Ek dink is Jesaja 45 waar hy vir Kores gesê het, ek sal jou lei. Hierdie is die woord van die Here aan Kores. Ek sal jou by die regterhand vat en ek sal jou vooruit gaan. Ek sal die kronkelpaaie gelyk maak. Dit wat jou wil toesluit in die tronk sal ek afbreek. Here, ek wil vra dat U saam met elkeen sal gaan. En tweedens wil ek vra, Here, mag ons besef dat die druk om te bou nie druk is nie, maar vryheid is. Dat dit ons hoor roep om 'n stelling te maak. Here, ek weet nie, ek voel sommer net die vuur van die Here in my. Ek wil die volgende verklaring kom maak, in Jesus naam, dat gelowiges nie meer die lafhartiges sal wees nie, maar die sal wees met ruggraat. Here, ek's moeg om te hoor dat ons arme gelowiges, ons arme dit, en ons is klaar met dit, Here. We are building something that can carry the glory of God and make His glory known. We are building a person, we are building an individual, we're building a church, and we're building a community that says, I will stand because what I've built, the foundation is solid, now the walls are solid, so it can carry weight. It can bring the glory of God to the nations. So Here, seën hierdie huis in Jesus naam. En seën elkeen. Amen.